Goeiedag geliefdes, het is vir my wonderlik om weer saam met u te wees rondom die woord van die Here en ons is besig met Titus. Ons is in die 3de hoofstuk en ons staan stil daar by die 5de vers. Ons het laasweek met mekaar gepraat oor die begin van hierdie vers, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, deur die bad van die wedergeboorte en deur die vernuwing van die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser. Nou ons het met mekaar gepraat oor ons verlosser, dat redding is alleen deur die Here Jesus Christus en word aan ons gegee deur die barmhartigheid van God. Die hart van God wat oopgegaan het vir 'n sondaar. Soos wat ons dit so mooi vind in Johannes die 3de hoofstuk. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enig gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En ek het al telke male vir u gesê, dis nie glo aan nie, dis glo in. En wanneer ons hierdie woordjie kry in die seun van God, dan is dit dat ek my sondige wese, dat ek in sonde ontvangend gebore is, op pad na ewigheid sonder God. In my hart sal erken dat ek 'n verlore mens is, soos wat die psalmis vir ons sê, in sonde is ek ontvangend gebore, in ongeregtigheid my moeder my in die wêreld gebring. Soos Paulus ook vir die Romeine sê, deur die sonde van die een mens Adam het ons almal sondaars geword. En die dood tot ons almal deurgedring, wat ons het almal gesondig. Ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dis die toestand van 'n mens. Ook daar in Efesiërs die 2de hoofstuk of die 2de hoofstuk sê die apostel Paulus dat ons was van nature kinders onder die toorn van God. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het deur sy genade waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak in Christus Jesus. Nou praat ons vandag bietjie verder oor mekaar. Ons het gepraat oor die redding, en nou maak hy 'n baie interessante stelling. Hy praat oor wedergeboorte, en dit is wat ons net vir mekaar gesê het. Wedergeboorte beteken dat my lewe het totaal verander. Ek het by Jesus Christus uitgekom, en my is getransformeer, volgens Kolossense 1 vers 10, vanuit die koninkryk van die duisternis, na die lig, die koninkryk van God. Ek is 'n nuwe mens gemaak. Paulus stel dit dan ook aan die Korintiërs in 2 Korintiërs 5 vers 17. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Johannes 1 sê vir ons daar in die 11de en die 12de vers, hy het na sy eie mense toe gekom, en sy eie mense wou hom nie aanneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Daarom as hy praat oor die wedergeboorte, dan praat hy oor die evangelie. Nou geliefdes, wanneer het hierdie evangelie tot stand gekom? Wanneer het hierdie evangelie sy eerste inbraak in hierdie wêreld gemaak deur Jesus Christus? Met die koms van Johannes die Doper. Onthou jy toe sy vader Sagaria in die tempel was, het God vir hom gesê, jou vrou gaan volgende jaar 'n babatjie hê. Hulle is lank oor die leeftyd van kinders te hê, en julle moet hierdie kindjie Johannes noem, wat hy gaan die weg voorbereider wees vir die seun van God wat kom. En as mens nou kyk na die boodskap van Johannes die Doper, wat was sy boodskap? Sy boodskap was, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En dan as ons na Johannes kyk, dan vra ons, wat was die opdrag
En waar kom die stelling vandaan dat Johannes 'n sekere bediening moet hê? God het hom afgevaardig, en nou is dit vir ons interessant om te lees, wat sê hy, wie het hom geroep vir hierdie bediening wat hy het? In Johannes die 1ste hoofstuk, lees ons hierdie woorde, en Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees as 'n duif op sien neerdal, en het hom gebly, en ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het vir my gesê, hoe wil jy die Gees sien neerdal en wil bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en ek getuig dat hy die Seun van God is. Met ander woorde, as ons praat oor Johannes, dan sê ons, Johannes se bediening was, volgens Matteus die 3de hoofstuk, kom ons lees dit ook saam, die 3de hoofstuk daarby vers 3 tot 6, van hierdie Johannes Evangelie. Hy sê, want hy is die een wat deur Jesaja gespreek het, wat gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hulle is deur hom gedoop, Johannes het in Jerusalem en hier Judea omgetrek, en in die Jordaan uitgegaan om te doop, en hulle is deur hom gedoop, met die belydenis van sondes. Dis wel baie belangrik dat 'n mens daarna oplet. Wat was Johannes se klem? Bekering. En eers as jy jou sonde bely het, as jy jou sonde voor God erken het, dan het Johannes jou gedoop. Want hoor wat sê hy? Maar toe daar baie van die Fariseërs en Sadduseërs sy doop sien kom, sê hy vir hulle, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan die kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moenie dink om julle vir julleself te sê, ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle, God het mag om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Mense kom na hom toe om deur hom gedoop te word. En dan, wanneer 'n mens sy sonde bely het, dan doop Johannes hom. Maar dat mense gekom wat ook gedoop wou word, en wat net gekom het terwille van die doop. En Johannes het hulle weggewys om te sê, ander geslag, het julle gedink dat julle deur die doop alleen God kan beïndruk? Gaan weg, gaan dra vrugte wat by die bekering pas, en dan kom julle terug, en dan sal ek julle doop. Sy bekering wat hy verkondig het, was dat hulle self tot God sal keer, hulle sonde sal bely, en van hulle sonde afstand sal doen. So dit is baie duidelik. Die doop wat Johannes verkondig was nie 'n iets nie. Die doop wat Johannes verkondig was 'n belydenis van sonde. Dit was 'n aflegging van sonde, dit was 'n bekering. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Dit was ook die boodskap van die Here Jesus. Toe hy in hierdie wêreld kom, het hy voortgegaan met die woord van Johannes en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En as daar nie bekering is nie, dan kan daar nie 'n doop toegepas word nie. Nou lees ons daar in Matteus 3 vers 13 'n baie interessante woord. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Jesus, die Seun van God. Hy's besny, hy's opgevoed in die Joodse kultuur. Hy het die Joodse en die Ou Testamentiese gebooie van God nouliks nagekom. Hy het nêrens 'n gebod van God gebreek nie. En hier kom hy na Johannes toe. Maar Johannes het hom ernstig teëgestaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word. En hoe kom u na my toe? Maar Jesus antwoord hom en sê, laat dit nou toe. En let op, want so pas dit om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom laat doop. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim. En met eens gaan die hemel vir hom oop en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal op hom. Daar kom 'n stem wat uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Wat 'n geweldige gebeurtenis. Jesus kom om gedoop te word. Hulle klim af in die water. Johannes gaan hom in die water doop. Ons kry dit ook baie mooi. Kry dat Johannes 3, die 3de hoofstuk,
Miskien wil ek dit ook vir u lees. Johannes 3 vers 23 sê hierdie woorde wat interessant is. En Johannes was ook besig om te doop in Enon naby Salem, omdat daar baie water was. En daarom lees ons die woorde, Jesus het uit die water uit opgeklim. Met ander woorde, Johannes het hom in die Jordaan gedoop, en Johannes het almal wat na hom toe gekom het in die Jordaan gedoop. Nou noem hy hierdie woordjie die bad van die wedergeboorte. Wanneer ons praat oor hierdie woordjie die bad van die wedergeboorte, dan moet ons besef dat die wedergeboorte het 'n boodskap wat hy uitdra. En hierdie boodskap wat hy uitdra is 'n belydenis. Elke persoon wat gedoop word, het 'n persoonlike belydenis. Geliefdes, nêrens in die totale Bybel is iemand gedoop wat nie 'n persoonlike belydenis gehad het nie. Kom ons dink sommer net vinnig aan een van die gevalle in Handelinge. Filippus is besig om met die Ethiopiër te praat, en die Ethiopiër lees Jesaja die 53ste hoofstuk. Soos 'n skaap wat geskeur is, geslag word. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. En dan vra Filippus vir hom, verstaan jy wat jy lees? Nee, sê, hoe sal ek verstaan as iemand my nie vertel nie? En dan het Filippus aan hom die evangelie verkondig. Deel van hierdie evangelie was die doop. Want die oomblik toe hulle by die water verbygaan, toe sê die Ethiopiër, wat verhinder my om gedoop te word? En Filippus se antwoord was, as jy glo met jou hele hart, dan is dit jou geoorloof. Hulle het albei in die water afgeklim, hy het hom gedoop, en hulle het albei uit die water uit weer opgeklim. Daarom is dit van kardinale belang om op te let, wat sê Johannes 1 vers 3? Waar kom hierdie woord vandaan? Hy sê, en Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdaal, en hy het hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy het my gestuur om met water te doop. Met ander woorde, wie het die doop ingestel? God. God het die doop ingestel en Johannes gestuur. Daarom sê Johannes ook in 1 Johannes, die 1ste hoofstuk, sê dit vir ons, ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop. Wanneer ons dan nou kyk na die Nuwe Testament, dan sien ons dat die Here Jesus Christus, voordat hy weggaan, 'n opdrag gee. Gaan die hele wêreld in en gaan maak disippels. Wat is 'n disipel? 'n Disipel is 'n navolger van Jesus Christus. Hoe het hy 'n navolger geword? Gaan die hele wêreld in en gaan verkondig die evangelie, die reddende genade van Christus. En wanneer iemand die reddende genade van Christus in sy lewe ontvang het, en hy die wedergeboorte ontvang het. Onthou, dis die bad van die wedergeboorte, baie nou gekoppel aan wedergeboorte. Met ander woorde, daar is nie die doop sonder wedergeboorte nie. En wanneer iemand dan nou 'n disipel geword het, dan doop jy hom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dan leer jy hom om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Is dit wat Petrus ook gesê het? Op die dag van die fees staan Petrus op en hy verkondig die evangelie daar in Handelinge. Die Jode staan en luister na hom terwyl hy vir hulle verkondig, die Christus wat julle gekruisig het, is die Messias. Julle het hom doodgemaak, diep in die hart getref, dat hulle besef dat hulle Messias doodgemaak het. Jode, mense wat die rites van die Ou Testament gehou het, vra dan vir Petrus, wat moet ons doen om gered te word? Petrus herhaal die woorde van die Here Jesus. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Baie interessant, as hy vir ons sê, maak disippels, doop hulle en leer hulle. As Petrus sê, bekeer julle, laat julle doop in die naam van Jesus Christus,
en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ons kan ook oplet na die lewe van Paulus, daardie voortreffelike prediker van die woord van die Here. U weet dat hy die kerk van die Here uitgemoor het, dat hy Stefanus met klippe laat doodgooi het, en baie ander Christene doodgemaak het. Dan op 'n dag, dan loop Paulus tussen Damaskus en Jerusalem, en 'n lig uit die hemel omstraal hom. En daar kom 'n boodskap wat sê, Saulus, Saulus, dis hard vir jou om te skop teen die prikkels van God. Waarop hy vra, wie is u Here wat met my praat? En hy dan die antwoord kry, ek is Jesus Christus wat jy nie ken nie. En dan, geliefdes, as Paulus sy pedigree kom gee, dan wil ek dit net vir u lees in Filippense 3. Hoor wat sê hy van homself, en dan sal u verstaan. Hy sê, want, Filippense 3, ek is besny op die 8ste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer. Met ander woorde, hy was volgens die Oude Testament reg in 'n verhouding met God. Hy was so in so 'n verhouding met die Here dat hy sê, niemand kan die vinger op my lewe lê dat ek God se gebod oortree het nie. En tog toe die Here met hom praat en hy tot inkeer kom daar in Romeine die 8ste hoofstuk, nadat die evangelie verkondig is en Paulus tot bekering kom, dan lees ons daar in die 9de hoofstuk van Handelinge en by die 18de vers hierdie woorde. En ek lees dit vir u. Hoor wat sê hy. Hy sê, en dadelik, kom ek lees die 17de vers. Ananias het gegaan en in die huis gekom en om die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en het hom onmiddellik weer gesien, en hy het opgestaan, en is gedoop. Belangrik, Paulus hierdie man wat so voortreffelik gelewe het, ook toe hy tot inkeer kom, is hy onmiddellik gedoop. Geliefdes, nêrens in die Nuwe Testament, sê ek weer vir u, is daar een enkele geval waar iemand gedoop is wat nie 'n belydenis gehad het nie. Op die dag van Pinkster roep 3000 mense uit, wat moet ons doen om gered te word? Hulle besef dat hulle verlore is, hulle besef dat hulle Messias gekruisig het, en hulle vra, wat moet ons doen? Waarop Petrus vir hulle sê wat hulle moet doen. Julle eerste, bekeer julle. Dan laat julle doop, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, en nêrens in die hele Nuwe Testament is daar een persoon wat gedoop is, wat nie hierdie persoonlike belydenis gehad het nie. Miskien moet ek u gou vat na Romeine 6, dan hoor u net wat is die boodskap van die doop, want die doop is nie net 'n rite wat jy in die kerk afhandel nie, dis 'n getuienis wat die dopeling lewe. Paulus begin sy argument met hierdie woorde. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Let op. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons so ook in 'n nuwe lewe kan leef. U sien, die doop is 'n belydenis. Daarom die vraag wat dikwels gevra word, red die doop my? Nee, die doop red jou nie. Jesus Christus is die verlosser. Wedergeboorte vind plaas deur Jesus Christus. En dit is nie die doop wat jou wedergeboorte is nie. Die bad van die wedergeboorte is die getuienis dat daar iets gebeur het. Dis die bad van die wedergeboorte. Dis die bad wat gekoppel is aan die wedergeboorte. Met ander woorde, wanneer die dopeling dan in die doopwater staan om gedoop te word, dan bely hy voor alle mense wat daar is, ek het myself tot God bekeer,
Ek is 'n wedergebore mens. Ek het Jesus Christus as my saligmaker aangeneem. En dan is die simboliek van die doop, wat die belydenis is van die dopeling. Ek word nou saam met Jesus Christus begrawe deur die doop wat my ou lewe aanbetref. Wanneer ek onder die water gaan, dan sterwe ek saam met Jesus Christus. Ek word begrawe vir my ou lewe. Dan staan ek uit die water uit op. En dit is 'n belydenis, ek staan net saam met Christus Jesus op in 'n nuwe lewe. Daarom word uit die woord gekoppel aan die bad van die wedergeboorte. Net wedergeborenes kan daarin deel. Daarom die vraag, God het 2 sakramente ingestel, of 2 ordonnansies, u kan dit noem wat u wil. Dis die nagmaal en die doop. En beide in die nagmaal en in die doop is daar 'n belydenis. Onthou u wat hy sê aangaande die nagmaal? Hy sê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Dit is my bloed wat vir julle gestort word. Pas op dat jy nie hierdie maal eet, ligtelik. Pas op dat jy dit nie oppervlakkig hanteer nie. Want as jy aan hierdie maaltyd sit, en nie werklik 'n belydenis het, sy bloed het my sondelas verwyder nie. Sy liggaam is vir my gebreek nie. Dis 'n belydenis wat jy aflê. As jy nie daardie belydenis aflê nie, mag jy nie gedoop word nie. Daarom sê hy, omdat sekere mense dit oppervlakkig hanteer het, is daar onder julle siek is, swak is, en 'n aantal het ontslaap, omdat hulle nie die nagmaal hanteer het soos dit behoort hanteer te word nie. Lees dit self in 1 Korintiërs die 11de hoofstuk, dan kyk jy wat sê hy daar van die 23ste vers af. Net soos die nagmaal is die doop ook 'n belydenis. Ek bely voor mense dat ek my sondige lewe agtergelaat het, dat ek wedergebore is en dat ek nou op 'n praktiese wyse toon, ek is begrawe en ek staan op. Dan kan ek nou dan maar weer in sonde gaan lewe? Nee, sê Paulus. Jy het dan 'n belydenis afgelê. Jy het dan voor mense bely, jy het jou sondige lewe afgesterwe, jy het saam met Christus opgestaan in 'n nuwe lewe. Hoe kan jy nog in sonde bly lewe? U sien, geliefde, iemand anderster kan nie vir my die wedergeboorte gee nie. Iemand anderster kan nie my lewe wederwaar nie. Ek persoonlik moet my lewe aan Christus Jesus gee. En die doop is 'n belydenis van iets wat in my persoonlike lewe gebeur het, wat niemand anders vir my kan gee as waarvan ek self kan getuig nie. Daarom is die vraag, sal die doop my red? Nee, die doop red jou nie. Die Jesus Christus is die saligmaker. Wedergeboorte, het ons dit gelees, is deur ons verlosser Jesus Christus. Sal ek verlore gaan as ek nie gedoop is nie? Nee, geliefdes, maar die vraag is miskien verkeerd. Ek glo nie jy sal verlore gaan nie. Ek dink jy sal werklik hemel toe gaan, want jy ken Jesus as saligmaker. Maar ek kan nie vir jou sê wat die opdrag van die Here is wat jy nie vervul het, wat die implikasie daarvan is nie. So die vraag is nie, sal ek verlore gaan nie. Die vraag is, het ek gedoen wat Jesus Christus beveel het? Het ek gedoen wat die Bybel my in die Nuwe Testament beveel, sonder uitsondering? Daar is nie een enkele uitsondering in die Nuwe Testament waar iemand nie eers sy geloof moes bely en dan het hy die doop ondergaan nie. Die bad van die wedergeboorte. Die vraag is dus, het ek gedoen wat Jesus Christus sê? En dan sê hy, na die bad van die wedergeboorte is daar iets anderste wat gebeur. Die vernuwing deur die Heilige Gees. Kom ons let net weer op na Petrus. Bekeer julle, laat julle doop en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Kom ons let op na die Here Jesus Christus se woorde. Maak disippels, doop hulle en leer hulle. Die oomblik as ek wedergebore is, dan skenk God die Heilige Gees om in my te kom woon. Wat gaan die Heilige Gees doen?
Johannes 16 sê die Here, ek stuur julle die trooster en hy sal julle in die volle waarheid lei. Hy sal my aan julle openbaar, hy sal julle herinner aan dat wat ek vir julle gesê het. Met ander woorde, die Heilige Gees, julle trooster, sal julle oortuig van sonde, geregtigheid en ook van oordeel. Daarom is die werk van die Heilige Gees in 'n kind van God se lewe van kardinale belang. As hy sê die salwing, die seën van die Heilige Gees, wat jy sal ontvang as jy Jesus Christus as jou saligmaker ontmoet het. As jy gedoen het wat hy vir jou gesê het, dan moet nooit die Heilige Gees van God in ons bedroef nie. Dis moet ons net vir onsself die vraag baie eenvoudig vra. Gehoorsaam ek, of is ek nog in 'n staat van ongehoorsaamheid aan God se woord? Dis dood eenvoudig. Ons moet nie 'n kerk gaan vra nie, ons moet nie 'n kerk leer naafslaan nie, want kerke verskil van mekaar op baie opinies. Ons moet net teruggaan dood eenvoudig na die Bybel toe om te sê, wat sê God se woord? Dan sal jy in 'n veilige plek wees. Ek vertrou dat die Here vir u seën, vertrou dat die Heilige Gees sal ervaar wat in u lewe werk, en dat u 'n triomfantelike geestelike lewe met God sal hê. Die Here seën vir u ryklik, tot ons mekaar weer volgende week ontmoet. Seën vir u my broer en suster.